Groete aan almal hier vanuit Cebu in die Filippyne. Baie geluk met julle 27ste sendingweek byeenkomste. Ons sou graag baie die week daarby julle saambou gevier het, maar ongelukkig is dit nie moontlik vir ons nie. Weet dat ons bid vir julle gedurende hierdie week en vir al julle aktiwiteite. Baie dankie ook vir julle gebede en steun vir ons deur die jare. Dankie ook vir Dani en hulle klein groepie wat gereeld vir ons bid. Ons dank die Here dat ons kerk nou amper klaar is, geherstel is na die stormskade van die tyfoon in Desember van 22. Daar is nog 'n paar klein dingetjies wat ook nog herstel moet word, maar ons kan nou meer tyd spandeer aan die bediening. Ons dank die Here ook vir hierdie mooi omgewing rondom ons. Ons is nog steeds betrokke met die vakansie Bybelskool wat ons elke jaar hier aanbied hier by ons. Jesus het gesê, laat die kindertjies na my toe kom. En ons voel dit is 'n belangrike deel van ons bediening hier in die Filippyne. Die kinders is baie mooi en die gesigverg aktiwiteite het hulle baie geniet. Een van hulle gunsteling aktiwiteite is inkleerwerk. Ons gee ook middagete aan al die kinders wat die klasse kom bywoon hier by ons. Na die pandemie het ons sonneskool gesukkel om aan die gang te kom. Een van die hoofredes is omdat die meeste van die kinders se ouers nie lidmate van die kerk is nie. Bid vir die kinders asseblief. Die families het pas by die kerk aangekom en ons begin die diens met skriflesing en gebed en die sing van liede van aanbidding. Daarna word die woord gebring en vandag het ons ook nagmaal bedien. Dit is ook baie spesiale dag, want ons het ook kindertoewyding. In die Filippyne is die sponsors van die kindertoewyding baie belangrik. Somtyds is daar ook tyd vir gebed vir die lidmate na die boodskap. My vrou Chongi is op pad huis toe na die diens om kos voor te berei vir die gemeenskaplike middagete. Ons het ook 'n weeklikse Bybelstudie in verskillende huise en somtyds self ook gedurende begrafnisse. Ons is nog steeds betrokke met die Bajau, een van die Muslim tribes hier in die Filippyne. Ons het 4 gemeentes op 3 verskillende eilande, met elke gemeente met hulle eie Bajau predikant. Kijk, een van ons hoogtepunte hierdie jaar was toe ons die discipelskap trainingsskool van YWAM Jeug met 'n Sending se graduasie kon bygewoon het. James, die een in die swart klere, een van die Bajau mense, het gegradueer. Sy ma, sy was een van die kinders wat ons sonderskool in die Bajau bygewoon het. Sy het ook een van ons sponsors, sy was ook een van ons sponsorstudente. Sy het ongelukkig nie hoërskool klaar gemaak nie, maar want sy het getrou. Lorena en haar man Jaman was baie aktief in ons kerk en Jaman het ook 'n hulppredikant geword by een van ons gemeentes. James, hulle seun, het wel universiteit toe gegaan en met 'n graad in ingenieurswese geslaag. Hy is nou in die discipelskap skool van YWAM. 'n saad wat 30 jaar terug geplant was, het nou begin vrug dra in die tweede generasie. Ons prys die Here daarvoor. Ons is ook betrokke by 'n plaaslike sendinggroep
waar ons die plaaslike kerke help uit te reik na hulle gemeenskappe deur Medical Missions, waar ons die evangelie individually met elke een van hulle wat kom om die dokter te kom sien, deel ons die evangelie dan met hulle. Bid asseblief vir ons sondagskool en ons kerk, bid ook vir die Bajau, en dan vir ons as 'n familie, bid vir ons gesondheid. Baie dankie.